'n Kerkraad was besig om 'n moeilike probleem te bespreek. 'n Lidmaat wat moeilik was om mee saam te werk. Gedurende die bespreking sê iemand vir die leraar: "As ons die beste besluit wil neem, kan medelee nie in ag geneem word nie." Die predikant was verstom. Wat sê hierdie broer oor die Here en sy wet dan? Medelee is immers die maatstaf vir die regte optrede teenoor ander. En veral teenoor mense wat fouteer. Medelee kan nie van die liefde geskei word nie. Romeine 13 vers 8 sê dit duidelik: naaste liefde is die vervulling van die wet. Dit is inderdaad waar. Daarom moet ons versigtig wees hoe ons die wet verstaan. Ons kan dit nie as iets apart van die liefde beskou nie. Ons moet ook oppas dat ons nie die idee aanhang dat liefde iets is wat los staan van die wet nie. In die Bybel word liefde en wet altyd saam gesien. Ons hemelse wetgewer is liefde en daarom is God se wet die wet van liefde. Dit is, soos Ellen G. White sê, 'n weerspieëling van God se karakter. Gaan kyk gerus Gelykenisse van Christus, bladsy 305. God se wet is nie net 'n stel abstrakte beginsels nie, maar praktiese riglyne, opdragte wat die mens help om te floreer. Die wet van God is gedeeltelik 'n uitdrukking van sy liefde, aangesien God self daaraan uitdrukking gee. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 29 Maart. Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons Sabbat skoolles saam SSL en saam met Adventist World Radio Afrikaans. Ons kyk hierdie week vir ons laaste les vir hierdie kwartaal. Dis les 13. Liefde is die vervulling van die wet vir 22 tot 28 Maart. En hierdie week se geheue-teksvers vind ons in Romeine 13 vers 8. In die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg: Betaal alles wat julle verskuldig is, maar die een rekening wat julle altyd verskuldig sal bly, is om mekaar lief te hê. As jy jou naaste liefhet, vervul jy die wet. Heinrich, sal jy vir ons open met gebed? Ek sal so maak, ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie week se les na te kyk. Dankie dat ons bietjie dieper kan delf in hoe liefde en die wet by mekaar kom. En daarom vra ek ook, wees in ons midde teenwoordig, Heilige Gees, openbaar vir ons die waarhede wat ons moet weet vir die tyd waarin ons lewe, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Soos julle kan sien, is ons nie in die ateljee daar by SSL nie, maar ons is hierso by Seduiven vir hierdie kamp wat ons bywoon. Dit is die Mission Convention. Mission Convention. En julle sien die agtergrond is nou die logo en die naam van Adventist World Radio Afrikaans. En hierdie is Heinrich Viljoen. Heinrich, baie dankie dat ons vir les 13 julle stelsel kan gebruik en jy saam met my die lesie gaan bespreek. Vertel ons bietjie meer oor Adventist World Radio Afrikaans. Okay, so Adventist Wêreld Radio Afrikaans se doel is om die Afrikaanse gemeenskap te bereik reg oor die wêreld. Nou voorheen was dit bekend gewees as Adventist Radio Pretoria. En in Desember laas jaar het ons 'n vergadering gehad en toe is ons gevra as ons dit sal oorweeg in plaas daarvan om te sê dat die radiostasie net op Pretoria gefokus is, om dan te sê kom ons maak hierdie ding die wêreldwye Afrikaanse kanaal. So die raad het gesit, ons het 'n bietjie saamgesels en toe se besluit geneem, kom ons maak dit die Afrikaanse kanaal vir alle Afrikaanse sprekendes. Die doel van die radiostasie is nie noodwendig net om die Adventiste te bereik nie, alhoewel dit sê Adventiste Radio Pretoria. Die doel is om die nie-Adventist ook te kan bereik. Die persoon wat nie wel bekend is met Adventisme nie. En ons weet op die oomblik, ongelukkig as jy vinnig Google gaan intik, dan sien jy baie verskillende sieninge rakende die Adventiste kerk. So die doel van die radiostasie is om te wys, maar daar is waarheid in die kerk. En as jy net bietjie dieper gaan delf, dan gaan jy sien, maar baie van die goed wat eintlik gesê word, is nie eintlik so nie. So ons fokus daarop om programme te bring wat almal kan bystaan, van die kleinste kind af tot die grootste oudste persoon. Ek moet nou versigtig wees, ek het een keer in die kerk per ongeluk nou gesê, die ouer, en toe word ek gesê, ja, so jy sê ek is oud, nee. So, ja, maar
ons probeer om almal te kan Accommodeer. bereik Yes. in Afrikaans. Yes. Op die oomblik is ons ding nog, ons gaan so 20% Engels nou nog hê, maar hoofsaaklik wil ons Afrikaans uitsaai om die Afrikaanse gemeenskap te kan bereik. Amen. Maar daar's iets wat baie interessant is, en ek wil graag vir die luisteraars sal van noem, is nou onlangs met oorskakeling tussen twee radiostasies, internetradiostasies, die een word genoem CAR, Christian Advent Radio, het hulle besluit, hulle gaan heeltemal Engels en ons moet dan omtrent die hoof Afrikaanse een dan van daar af oorvat. En hulle het elke keer 'n sabbatskoolles gehad wat hulle op daai ene uitgesaai het. Toe is ons nou getaak, ons moet Afrikaanse les kry. So het ek toe nog gesê, okay, ek weet van iemand, ek het aan jou gedink, want ek weet nou, jy's 'n hele rukkie nou betrokke in die ding, maar ek het net nie jou kontakpersoonhede gehad nie. En kyk net hoe lei die Heilige Gees ons albei om hier op hierdie kamp te wees, en ons begin te gesels. So, ons het nou saamgesels, en die plan is om jou program dan te neem, en deel te maak van Adventiste Radio Afrikaans, Adventiste Wêreldradio Yes. Afrikaans. So, ons is dankbaar dat ons hierdie ding kan saam doen, en die lesserie nog steeds kan bring, en 'n wyeer veld met mense kan bereik, as net 'n klein groepie Yes, Adventiste mense, want tog, ons missie is, ons wil die wêreld bereik met die boodskap. Ja, en toe ek in 2009 begin het met dit, was ek verbaas geweest oor die terugvoering daarso is Afrikaanssprekers in China, in Australië, in Kanada, in Sudan. Soos wat mense vir my geskryf het, gesê het, ons kyk na dit, ons is Afrikaans sprekend. So 'n mens besef nie hoe ver ons mense is nie, Afrikaans sprekende mense nie. Maar baie dankie vir die geleentheid, dat ons miskien moontlik, ons het nog in die bespreking, ek glo dit gaan gebeur, saam gaan werk in die uitdra van die lesse. Ek wil julle ook weer net herinner, ons beplan ook 'n maandelikse nuusprogram waar ons nuus gaan lewer oor die werksaamhede van die kerk reg rondom Suid-Afrika en ook die wêreld, maar hoofsaaklik Suid-Afrika. Van daar's miskien 'n rookstaakprogram in hierdie dorp, gaan daai tyd wees, bid vir die mense wie wil bywoon, hier is die kontakbesonderhede en so voort. En miskien kan ons gesels om daar ook miskien saam te werk, want ek voel ons is nie ingelig oor die dinge wat gaan gebeur nie. Soos Walter Veit hulle gaan verskillende plekke toe wat ek nou gehoor het wat ons die gewone mens weet dit nie. En ons wil graag weet waar die werksaamhede is en ek wil graag 'n maandelikse nuusprogram begin wat dit aanbetref. Ja wel, die platform is daar om soveel as moontlik te help, en jy wil tog die inligting uitkry Ja. na die mense oral uit, sodat hulle kan weet wat kom. So, nee, Ja. definitief. Ek raak meer opgewonde net soos wat ons praat daaroor. Ja, ons gaan nog langer praat na hierdie lesie ook. Net so. Baie dankie vir die geleentheid. Nou, ek het vir Henry gevra, hy moet vir my Sondag, Dinsdag en Donderdag doen. So, ons gaan nou eers kyk na Sondag toe, 23 Maart, die wet van liefde. Nou die wet van liefde is vir my 'n baie mooi opsomming wat hulle gedoen het. Nou, ek hou van die manier hoe hulle die prinsip uitgebring het rakende die 10 gebooie. En wat baie belangrik is om te onthou is die 10 gebooie was daar gewees reg aan die begin. Jy lees nie noodwendig dat jy mag net die Here jou God alleen dien of jy mag nie ander afgode en so in Genesis direk nie. Maar die konsep bly dieselfde en die rede hoekom ek wil praat oor die konsep bly dieselfde is toe ek vanoggend weer daaroor dink, veral rakende Eksodus 20 vers 1 tot 17, toe kom die vraag op en dalk laat ek hom so vra, wat is die eerste gebod? Dis 'n baie goeie vraag daai, want mense kry hom gewoonlik verkeerd. Hulle Daar's 'n begin stuk wat uitgelaat word. Ja, hulle begin onmiddellik met die gedeelte van jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Ek sê nee, wag. Hy begin met ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgelei het. Die konsep wat daar deurkom is ek is die Here jou God wat jou uit sonde uit verlos het. As jou slawerny uit verlos het. Daarom wil ek vir jou 'n paar beginsels gee. So wanneer ons kyk na Eksodus 20 vers 1 tot 17, hy begin in vers 1 met daardie konsep van besef wie God is, besef hoe belangrik dit is om hom te ken en daarom wil hy daardie goed plaas. Nou 'n paar ander waarna ek sal verwys om net die konsep in te bring is die tweede keer toe die wet weer gegee is aan Moses, toe het God weer vir hom gesê, Moses, hierdie keer moet jy die klippe gaan kap, maar ek gaan dit weer skryf. Maar dan gaan kyk jy na die gedeelte, as ek reg het is Eksodus 36 waar dit geskryf word.
En hy sê vir hom, ek wil hê julle moet die Sabbat weer onderhou, maar dan sê hy, omrede ek julle uit Egipte land uit verlos het. So hy bring terug na die beginpunt toe. In Deuteronomium sien jy weer waar die 10 gebooie geskryf is. Maar hierdie keer as hy weer kom met die 4de gebod, bring hy dit duidelik deur, want ek is die Here jou God wat jou verlos het. So wanneer ek kyk na die 10 gebooie en wanneer ek kyk in die konsep van liefde, dan verstaan ek dit in die punt van ek is die Here jou God wat jou liefhet. En daarom gee ek vir jou hierdie 10 beginsels, net soos wat 'n maatskappy is. As ek by 'n nuwe maatskappy instap, dan het hulle reëls en regulasies klaar neergesit. Nie om te sê ek wil nie jy moet vorder in jou werk wat jy doen nie, maar ek wil ook hê jy moet besef dat ons 'n sekere manier het van hoe ons 'n ding doen. En binne daai raamwerk kan jy jouself bevorder, maar bly binne die raamwerk. Dieselfde kom ons hier met die 10 gebooie. Dit is 'n wet van liefde, maar binne die wet van liefde sien ons is God se raamwerk om te wys wat hy eintlik van ons af verwag. So vir my om hierdie konsep van liefde uit te beeld is dit kyk na daai heel eerste gedeelte wat belangrik is. Ek is die Here jou God wat jou verlos het. En omrede hy my verlos het en hy liefde bewys het, is dit wat hy vir my terugvra. Sal ek hom lief hê? Sal ek doen wat hy vir my afvra om in sy raamwerk te bly sodat ek kan groei daarin, want dit is ook die beste plek om te groei. So dit was Sondagsin vir my wat my baie mooi uitgestaan het. Baie dankie. Ek wil hê ons moet net gou vinnig kyk na die vraag aan die einde hier. So dit sê hoe kan ons toon dat ons God of ons medemens liefhet as ons enige van die 10 gebooie breek? Nou hierdie is iets wat ons nou lekker kan aankou en luisteraars en kykers, vra die vraag vir jouself. Hoe kan ek toon dat ek God of ons medemens liefhet as ek enige van die 10 gebooie breek? Dink jouself as jy 'n gebod breek, maak saak wat 'n gebod dit is nie, dit doen met liefde. En die antwoord is natuurlik ja, maar doen die oefening en gaan deur al 10 en vra jouself daai vraag. Kom ons gaan na Maandag toe. Kan ek net vinnig daar ingooi net dat daar 'n bietjie herkou kan word daaraan. Dit is van onthou die beginpunt is jy moet die Here jou God lief hê. Of ek sê jou God wat jou verlos het. Hy kom terug na die konsep toe. Nou wanneer ek dan dink aan daai ene, dan dink ek aan ek is gemaak in wie se beeld? God se beeld. In God se beeld. Jakobus sê daarmee loof ons God, maar ons vervloek die mens wat in God se beeld gemaak is. Hy bring terug na die tong toe. Ek bly in God se beeld. So sou ek my naaste te nakom, wie kom ek eintlik te na? Kom God te na. Van wie se beeld is hy? Ja, dis waar. Baie dankie. Baie interessante gedagte. Maandag 24 Maart se opskrif is: die wet is heilig en reg en goed. Nou jy sommer hierdie heel eerste kort sin van die les sê, liefde is die grondslag van God se wet. Met ander woorde die fondasie van God se wet is liefde. Jy kan nie God se wet en liefde van mekaar afskei nie. Jy kan nie die een hê sonder die ander nie. So Jesus het vir ons gesterf op die kruis om ons te red. Maar dit alleen sou nie genoegsaam gewees het nie, want Jesus moes die wet, soos wat die lesie sê, hy moes die wet handhaaf. Hy moes dit wat die wet vra, moes hy kon volbring het, die wet gehoorsaam het. So hy kon nie net vir ons gesterf het nie. Hy moes ook vir ons die wet onderhou het, want ons kan dit nie doen nie. En hier sien ons dan die liefde en die wet bymekaar kom, sodat Christus dan die regverdige en ook die regverdigmakende God kan wees, soos wat Romeine 3:25 en 26 so mooi vir ons uitbeeld. Hierso sê iets nou baie interessant. Dit sê net so maak die verlossingsproses nie die wet ongeldig nie. En dit is 'n algemene siening in die wêreld vandag, in die Christenwêreld. Nee, dis nou net liefde, dis nou net genade, dis nou net deur geloof en jy moenie die gebooie gehoorsaam nie. En dis 'n miskonsepsie. En dit is waarna ons kyk spesifiek in hierdie week se les. Dit sê inteendeel, dit bekragtig die wet. Liefde bekragtig die wet. Genade, die verlossingsproses, bekragtig die wet. Want anders sou Jesus nie hoef te gesterf het nie. Nou die lesie vir ons kyk na Romeine 6 vers 1 tot 3, dit lees soos volg. Dit sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?
Dis tog baie duidelik, nê. Hy sê of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy doop gedoop is nie. So dit is baie duidelik hierso dat hy nie sê dat die mens kan nou maar sondig nie. Ons maak nie ons water nie die wet af nie, inteendeel ons bevestig die wet. Nou ek wens dit meer tyd gehad, maar as ons kyk na Romeine 7 vers 7 tot 12, 7 tot 11 word gebruik om te sê, sien jy, ons het nie die wet nodig nie, want die wet is 'n slegte ding, maar dit is net as jy vers 12 ignoreer, want vers 12 gaan ek dan vir ons lees, en luisteraars en kykers gaan lees gerus Romeine 7, vanaf vers 7 tot by vers 12, ek gaan net vers 12 lees, hy sê hierso, dus is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig, en goed, niks fout met die wet nie. Daar's baie mense wat sê genade en verlossing, dat dit kanselleer die wet uit, en dit is glad nie waar nie. Want dan beteken dit ons kan maar voortleef in sonde. En ons kan nie wel voortleef in sonde nie. Ek meen, dit is asof ek sê, ek hoef nie my land se gebooie te gehoorsaam nie. My land se polisie departement gaan nie baie gelukkig wees daarmee nie. En selfs die mense wat in die land woon, gaan nie gelukkig wees daarmee nie. Dit gaan net onmins saai. Die lesie sê hierso vir ons ook, hoe behoort ons dus onsself voortaan te beskou as dood vir die sonde en lewendig in Christus? En dis mos nou die ideaal, om dood te wees vir die sondes, om daai ding wat Jesus in die kruis genaal het af te sterf, en dit nie te doen nie. En waar is dit saam alles ingevat? In die 10 gebooie, in die wet van God. So die wet van God is nie sonde nie. Ek het iemand gehad wat my gesels het op Facebook of iewester, en hulle sê vir my, ja, if you keep the commandments, you are sinning against God. Dit maak net nie vir my sin nie. As ek die wet van God onderhou, dan sondig ek teen God, en dit is die miskonsepsie wat daar is. Die wet maak ons bewus van sonde. Ek wil net sê, want die gedeelte waarop hulle fokus, as hulle dit sê, ek weet daar's 'n gedeelte waar Paulus geskryf het en gesê, as ek die wet onderhou, dan bly dit sonde vir my. Ja. Maar as jy die konteks daarvan gaan lees, dan sien jy eintlik waar dit by neerkom is, as ek my fokus het, net die hele tyd op ek moet, dan vergeet ek wat eintlik die fokus is. Yes. Die konsep waarop hy opkom om dan te sê wat die wet is dit is nie vir my om te fokus op die wet nie, dit is op die fokus op wat Christus my gedoen het. Om rede ek op hom fokus, wil ek hom nou lief hê, ek wil doen wat hy vir my afvra. Ja, omdat jy lief is vir hom, Ja. reg? So, ek het nou, dit sê so, geen ander dinge openbaar ons geweldige behoefte aan verlossing en redding. En dan sê dit verder, maar ek het 'n vraag hiervan gemaak, so die vraag is die volgende, wat openbaar aan ons geweldige behoefte aan verlossing en redding? Dis die wet. As ek nie die wet het nie, kan ek nie sien wat se foute is daar aan my nie, en gaan ek dan nie 'n verlosser nodig hê nie. So 'n mens kan nie, en dis die duiwel se plan, hy wil die wet heeltemal weggooi. Romeine 3 vers 31 lees, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. Party lees daarso, ons kanselleer die wet, maar dis nie wat dit sê nie. Ons bevestig die wet, dat dit goed is en reg is, né? Matteus 5 vers 18 lees ons ook, en dis Jesus se woorde wat hierso staan, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het. En dan sê hy daarna, enigiemand wat iemand leer om dit te doen, sal die minste genoem word in die koninkryk van God. So definitief nie. Hier is ook 'n hele paar gedeeltes in die Ou Testament wat hulle vir ons aangee, Psalm 19 en ook natuurlik Psalm 119. Elke vers, Psalm 119 gaan oor die woord, die wet en die verordeninge van God. Pragtige Psalm. Ek wil net hierdie lees, Psalm 19 vers 7 en 8, is eintlik vers 8 en 9. In die Afrikaans. In die Afrikaans, ja. Dit sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Nou wie gaan vir my sê vandag dis nie waar nie? Wil hulle wel 'n Psalm al eerder weggooi? Nee, jy kan nie dit doen nie. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë, né? Dit wys ons het 'n verlosser nodig en die verlossing is in Jesus en Jesus alleen. So, die 10 gebooie het God met sy eie vinger geskryf op kliptafels. Ons het 'n spreekwoord in Afrikaans, dis in klip geskryf. Beteken, dit is wet, dit sal so staan, dis vas, jy kan dit nie verander nie, né? En dit is die punt wat hier oorgedra word.
waar ons weet later in die nuwe verbond word daai selfde wet waar geskryf in ons harte. En die lesie praat ook later dan van dit. Nee, so ons gaan nou net nie na. Yes. Dit is 'n wet wat op liefde geskoei is, 'n tema waarom die ganse groot stryd draai. Dan nou die vraag aan die einde van die dag. Let op Jesus se woorde: as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Hoe help die onderlinge verbintenis tussen die wet en die liefde 'n mens om Jesus se stelling reg te verstaan? Wel, my persoonlike getuienis. Ek onderhou nie die wet van God omdat die Bybel so sê nie, of omdat dit reg is nie, of omdat dit verhoudinge gaan herstel nie. Dis nie die rede hoekom ek dit hou nie. Ek hou dit want ek is lief vir my Here, want hy het sy lewe vir my gegee. Hy het sy alles opgegee want hy is lief vir my en ek wil hom volg in sy voetspore. Dankie. Sal jy vir ons Dinsdag dan doen? 25 Maart. So hier kom nou die lekker een, dis dan wanneer wet en genade te mekaar opgeweeg word. En dan maak hulle 'n baie interessante stelling hier, dat sou God sy genade kom betoon het aan Israel op die manier wat dit in die Nuwe Testament getoon was, sou hulle dit nie ten volle kon verstaan het nie. Dis kom die heiligdomstelsel toe daar moes geplaas is, sodat hulle die konsep kan verstaan, want hulle het te doen gehad, nie meer verstaan uit die omgewing waar dit hulle kom. Hulle kom uit Egipte uit. Hulle ken al die gode wat daar was. Hulle was vir amper 200 jaar slawe gewees. En jy het nie jou vryheid gehad nie. Hier kom jy nou in die woestyn in, jy's besig om op pad te wees na die beloofde land toe. En hoewel jy keer op keer kan sien hoe God sy genade getoon het, kan jy ook sien hulle het nie eintlik die konsep verstaan van sy genade nie. Hoekom nie? Wel, die ander gode se idees was daar gewees. En dan later sien ons dan ook, ongelukkig het hulle die wet se konsep verkeerd verstaan. Want die konsep oor die gode was gewees, as jy die wet oortree het, of as jy nou nie gedoen het wat die gode van verlang het nie, dan moes jy offer gebring het. Nou kom Jesaja en hy praat baie reguit daaroor en hy sê, julle het gekom met julle offers en goed, en God sê, dis nie waarin ek belang stel nie. Hy stel belang in die konsep van, kom na my toe, laat ons die saak uitmaak. Waarna verwys hy die kom na my toe? Nou, die les sê, ons moet Jeremia 31, vers 31 tot 34 lees. Nou, hierdie is my baie mooi gedeelte. Dit sê, kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek in die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtighede vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Daar is waar so die genade konsep inkom. Maar om hierdie genade konsep te verstaan, moet ons verstaan hoe die 10 gebooie oorgegee was. So die 10 gebooie is geskrywe deur God se vinger. 2 keer. Eerste keer toe Moses opgegaan het, toe breek hy dit. Ja. Die tweede keer, Eksodus 31 vers 18. Hierdie keer op die klippe wat Moses gebring het. Maar dit was vas gewees. Maar nou sê God, ek kan nie net dit meer op klip hou nie. Ek gaan dit nou in die harte ook skryf. Nou die konsep wat ek hier moet verstaan, rakende hy wat dit skryf in my hart, en moet ek verstaan in die konsep van, dit is 'n verandering aan my karakter. Want as my karakter nie kan verander nie, gaan ek nooit verstaan waaroor God eintlik gaan nie. So, by myself kan ek nie die wet hou nie. As ek op my eie gaan probeer om te sê, ek gaan nie 'n vloekwoord sê nie, ek gaan nie iets vat van die tafel af wat ook nie aan my behoort nie. Ek is mens, die kans dat ek dit gaan doen is daar, maar die verandering kom in wanneer ek gaan begin fokus en sê, maar sou Jesus dit doen. Ek begin om te dink aan hoe ek myself in sy lig kon sien. So wat belangrik is hier om te onthou, dit is 'n gawe wat aan ons gegee word.
is ook nie iets wat ek net kan vat nie. Dit is iets wat gegee is. Dit is klaar daarin. Al wat ek nou moet doen is ek moet daardie genadegawe ervaar van sy wet wat in my hart is. Nou hulle wys hier in die wet spesifiek na Hebreërs hoofstuk 8 wat daaroor praat. Maar dan kom hierdie gedeelte. As ons nie ek wil hom nou nie reg wag wat kom hier by jou in Afrikaans lees. Kan ek hom vir jou lees? Nee, ek soek nou 'n gedeelte nie. Ek soek die gedeelte in Engels sê we do not keep the law in order to be loved, but because we are loved. En Hier sê, ja. ja. So ons onderhou dit omdat ons alreeds gered is. En dit is waar daai verandering inkom wat ek moet verstaan is ek doen dit omrede hy my eers lief gehad het. Johannes 1 Johannes hoofstuk 4 en hoofstuk 5 praat spesifiek oor daardie gedeelte. Ek doen dit omrede hy dit alreeds vir my gedoen het. Toe ek nog 'n sondaar was, het hy in my plek gesterf. So sien ons, Amen. die wet wys my sonde uit. Jakobus 1 vers 22 tot 25, Romeine 3 vers 20, Romeine 7 vers 7. Maar dan, dit wys my hoekom ek Jesus nodig het. Nou jy het nou Romeine hoofstuk 7 aangehaal. Maar as ons mooi kyk wat hy daar sê in Romeine 7, gaan hy net bietjie verder aan. Dis waar die genade gawe uitkom. Hy sê, en dit is so mooi hoe hy dit skryf. Want ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. So hy erken wat die probleem is, maar dan sê hy, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dan kom die antwoord. Ek dank God Amen. deur Jesus Christus, ons Here. Amen. Dank So ons die ek Here. kan sonde oorwin, Yes. alleenlik as ek vertrou Deur op sy Christus. genade wat vir my intree. Yes. Slegs deur Christus. Baie beslis. Baie dankie. Ek wil net ietsie noem hierso wat vir my baie interessant is, Heinrich. Hulle was skaapwagters gewees, die Israeliete. En enigiemand wat al ooit skape opgepas het, jy word lief vir daai ouetjies. Hulle is veral as hulle lam. Die lammetjies is so pragtig en jou hart word sag vir hulle want hulle het jou nodig. Jy kan hulle nie alleen los en dan loop hulle weg, eet verkeerde goed, blaas op, gaan dood, word gevang deur wolwe. So hulle het lief geword. Hulle het van die lammetjies selfs in hulle huise grootgemaak soos hulle eie dogters. Wat ons in die tyd daar met Dawid gebeur het, was so iets genoem gewees. As hulle dan sonde gedoen het, moes hulle van daai kudde van hulle lammetjies vat en die se keel afsny. Kan jy jouself voorstel hoe dit moet voel die eerste keer wat jy dit moet doen? Ek het die eerste keer 'n Dis skaap se nek gesny en kyk hier daai Dit was vreeslik. Dit was aklig. En daardie Here aan hulle probeer oordra wat sonde doen, die onskuldige moet dit gaan. En dit was veronderstel om hulle harte aan te raak. Maar as jy aanhou sondig, gaan jy aanhou slag en nader dan sê jy slagter. Wat nie eens dink nie. Dis ook nog 'n ding Klaar, die ek ding doen, is geslag en jy weet nie eens daarvan nie. net om soos Jesaja se konsep bring. Hulle het probeer om God te appease. Yes. Hy dit sal oukei wees. Hy aanvaar dit, môre doen ek dit weer. Ja. Maar die wet leer my die ander kant daarvan. Nou, hierdie gedeelte, Hebreërs 8 vers 10, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf. Hoe? Deur die Messias te sien, die seun van God, wat sterf vir my sondes. Hy word geslag vir my sondes. En so word die wet op my hart geskryf deur daai liefdesdaad. Nou wil ek nie die gebooie gehoorsaam want die 10 gebooie sê so nie, maar omdat ek lief is vir my Here, want kyk wat het my sonde aan hom gedoen. En ek wil hom nie teleurstel nie, ek wil vir hom leef. Hy is dan die Here. Ek gaan sy gebooie volg. Ek is lief vir hom. En dit is hoe die Here die wet op ons harte skryf. Jy wil dit uit jou hart uit doen, nie omdat dit iewers in 'n klip staan of omdat iewers in 'n boek staan nie. So daai is vir my Ek net gaan die teks hou vir jou laaste. Ek sien ons beweeg al hoe nader aan daardie punt van Yes. hoekom dit belangrik is. Jammer, ek kom nader aan jou goeders ook, sorry. Woensdag 26 Maart. Liefde is die vervulling van die wet. Nou die lesie sê hierso dat wanneer ons liefhet, vervul ons die wet. En dit is wat die Bybel ook sê. Romeine 13 vers 8 en 9 sê: Wees aan niemand iets verskuldig nie behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul.
Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee. Jy mag nie begeer nie, of watter gebod daar ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Want as jy lief is vir iemand, gaan jy hulle respekteer. Jy gaan nie by hulle steel nie, jy gaan hulle goed begeer nie, jy gaan nie oorspel pleeg nie. So die punt hierso is, dit gaan oor jou motief. Daar's mense wat die letter van die wet hou, maar omdat hulle gesien wil wees, of omdat hulle status wil hê, of omdat hulle amp wil hê, nie omdat hulle lief is vir Christus, uit die liefde van hulle hart, lief is vir hulle medemens nie. En dit maak die groot verskil. Daarmee opskrif van Woensdag liefde is die vervulling van die wet. Galasiërs 5 vers 14 lees ons ook, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar nou sê mense, maar ek hoef nie die 10 gebooie te hou nie, ek moet net lief wees vir my naaste. As jy lief is vir jou naaste, gaan jy die 10 gebooie hou. As jy die 10 gebooie hou, dan beteken dit mos jy is lief vir jou naaste. Of verstaan ek verkeerd? Nou die lesie gee vir ons hier Matteus 23 vers 23 en 24, waar Jesus praat, ons het nou verlede week in die lesie het ons gekyk hierna, waar Jesus met die fariseërs en die skrifgeleerdes praat, wat hy sê, wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes van kruisement en aannyse, saadjies wat hulle aftel, en koljander, soveel moeite om tiende te betaal, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. So, hulle tiende gegee, kerk toe gegaan, alles gedoen wat hulle moet doen in die kerk, maar hulle harte was hard teenoor hulle naaste. Dan onderhou jy nie die gebooie van God nie. Deuteronomium 5 vers 12 tot 15 sê, onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. So hierdie gaan oor my diere moet rus, né? My diensknegt moet rus. So waaroor gaan dit? Dit gaan oor omgee vir jou naaste. Ja. Maar kyk nou, hierdie is interessant. Gaan vers 15 toe. Ja, dis nou die krag. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. En luister nou hierso, daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Nou sê die mense, sien jy, dis vir die Egiptenare. Nee, ek was in Egipte. Ek was in sonde, in slawerny en die Here het my verlos. So, ek herdenk nie net die skepping of my skepper God nie, maar ek herdenk ook my verlosser, my herskepper, wat my uit Egipteland van sonde uitgered het en uitgetrek het. En interessant, dieselfde rede hoekom ons die Sabbat hier moet onthou, soos wat jy dan nog gesê het, wat sê Exodus vir ons? Waar was dit gewees? Ek het dit iewers gesit. Het ek het nou nie, hierso. Exodus 20 vers 2, hoe begin die 10 gebooie? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Nou as jy sê, okay, dan is dit net vir die Jode, so ek kan maar die Here se naam eintlik gebruik. Ek kan alles doen. Natuurlik kan jy dit nie wil doen nie, nie as jy lief is vir die Here nie, nie as jy lief is vir die Here nie. So ja, dit sê so, dit wil sê die Sabbat is nie net 'n herdenking van die skepping nie, soos ek gesê het, dis ook 'n gedenkteken dat die Here my gered het uit slawerny en onderdrukking, en dit dien ook dan as bevryding of verligting vir my diensknegt en my diensmaagd. Mag ek gou ietsie so deel? Hierdie is my die belangrike een oor die Sabbat, vir alles het op hierdie neerkom. Ek sien hulle wys daar na Jesaja toe. Daar's hy. Ek wil net sê. Ek het 'n vraag gehad van iemand daar wat my gesê het, maar wat doen julle dan nou eintlik op die Sabbat? Ek meen, lyk soos jy dan in die kerk toe gaan, nou dan sê ek nee, Jesaja gee vir ons die voorbeeld. Wat gedoen moet word, ja? Kan ek in die week, in my besige skedule, iemand gaan besoek by die huis en kwaliteit tyd spandeer om 'n besoek te gee? Nee, ek kan nie. Kan ek sieke gaan versorg? Kan ek gaan bid vir? Dis moeilik, want jy is so besig, jy is moeg. Maar hier, die Here het geweet hoe besig ek gaan wees. En dan vat die Sabbat nou draai dit om. Onthou dat jy 'n slaaf was. Onthou waar dit jy gekom het. Onthou naaste diens is belangrik. En Jesaja kom en hy sê die regte een wat ek verwag op 'n Sabbat is nie dat jy gaan staan en vas en al die dinge doen nie. Ek verwag dat jy
jou naaste gaan dien. Ja. En deur om naaste te dien ek Jesus. Ek dink, ja, is Matteus 25, Yes. die bokke en skape wat jy Yes. skei. Maar Here, wanneer het ek hierdie dinge gedoen? Wanneer jy daai werk begin doen Ja. het. Onthou toe Jesus daai vrou genees het in die tempel, toe die fariseërs vir hom gesê, jy kan nie so goed op die Sabbat doen nie. Toe sê hy, hierdie is 'n kind van Abraham. Sal ek nie op die Sabbat haar uit daai slawerny van daai siekte verlos nie? Weereens die slawerny, die verlossing, die Sabbat, dit gaan saam. En dis ook die duiwel dit so haat, né? Jesaja 58 vers 3 tot 10 praat van Van vas. dan sê die Here hierso in vers 7, is dit dat jy jou brood breek? Hy praat hier van die vas en dan sê hy, julle vas en julle gooi as op julle koppe, julle skeer julle klere, maar dan slaan julle met die vuis. En dan steel hulle ou se skoen wat net een skoen het en julle doen vreeslike dinge aan julle naaste. Dan sê hy hierso is die volgende vas. Hy sê, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendige swerweling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. En wat sê Jesaja dan bietjie later? As jy jou voet weghou van die Sabbat om nie my heilige dag te oortree nie jou saak op my heilige dag te doen nie, dan sal ek jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, né? En so kan ons sien hoe dieselfde die Sabbatsgebod, die 4de gebod, te doen het met diens aan ander mense. Jesus het vir ons, wat jy sê, die voorbeeld gestel. Jesus het nie geglo in SMS'e nie. Jy weet wat sy SMS, né? Ja nee, Sabbat maar slaap. Nee. Dit werk soms, jy is soms nodig, maar jy moet dit nou nie gemaak dat dit jou hoofding raak nadat jy van die kerk af kom. Miskien 'n power nap vir so 'n halfuur. Ja nee, in daai 15 minute wat jy vinnig lê met die voete bo op mekaar, as jy voet val dan weet jy het genoeg gehad, dan moet jy gaan werk. Ja, dis nie SMS nie, dis so WhatsApp. Vinnig. Goeie ene. Die lesie eindig af hierso in die laaste, omtrent die helfte van die laaste paragraaf. Het sê, liefde as die vervulling van die wet behels nie blote wetsonderhouding, wat met die weerhouding aan sondige optrede te maak het nie, maar ook die aktiewe verrigting van weldade. Nou hierdie is vir my, toe ek dit lees. Met ander woorde, liefde teenoor God is nie net om die gebooie nie te breek nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Om my naaste lief te hê, of om die laaste 6 gebooie te gehoorsaam, moenie net wees om dit nie te breek nie. Dit moet gaan oor doen. Hoe behandel ek my naaste? Hoe gee ek God eer in my doen en my late, my denke? Doen ek dit uit liefde uit? Ek gaan dit weer lees. Liefde as die vervulling van die wet behels nie blote wetsonderhouding wat met die weerhouding aan sondige optrede te maak het nie, maar ook die aktiewe verrigting van die weldade. Dade van liefde wat genade en geregtigheid getrou aanhelp. Om getrou aan die Here te wees behels meer as net die verbreeking van die letter van die wet. Daar's mense wat die letter van die wet hou, maar hulle haat hulle medemens. Hulle haat hulle broer. Dan beteken dit niks. Donderdag 27 Maart, maar bo alles moet julle mekaar lief hê, Heinrich. Dankie. Nou hierdie is die gedeelte waar so Jakobus nou 'n bietjie, ek wil nou sê, hy gaan raak die harde kant van die hele evangelie aan, want ongelukkig is dit soos wat jy gesê het. Die probleem waarmee ons sit is dat ons is so gefokus op ek het God lief, ek het God lief, ek het God lief, dat ek vergeet hoekom ek God lief het. So ek gaan vir ons Jakobus hoofstuk 2 lees. Nou, ek weet hulle sê net tot by vers 9, maar ek wil graag vers 10 ook insit, want dit som die hele ding baie mooi op. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met velklere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by jouself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie. Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie?
Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Nou kom die hele Opsomming, ja. opsomming hiervan. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Amen. Nou, hierdie is baie belangrik. Ek weet Paulus verwys daarna in Romeine 13, sê hy wees aan niemand enigiets verskuldig behalwe in liefde nie. Nou as liefde dan hierdie groot rol speel in ons geloof, dan moet ek verstaan waarna toe hierdie liefde wys. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek verwag dat Jesus binnekort moet kom. Baie beslis. Ek hoop hy kom in my leeftyd. Ek kan nie ophou om te wag daarvoor nie. Maar hier's die probleem. Het jy al Jesus gesien? Fisies nie. Nee, ek ook nie. Maar tog word ons vertel hoe ons hom gaan sien. Nou hoor wat sê Johannes. En dis maar gesê, ek wil die teks nou vir die laaste een nou, want ek glo dit som die konteks Jy het gebrand om hom te lees. Ja nee, ek hou van hierdie een. Vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Die groot wat? Liefde. Liefde. So dit wys terug. Kyk na hierdie omgewing wat hy vir ons geskep het, waarin die wet vir ons vertel hoe dit behoort te wees. Wat hy gedoen? Dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat hulle hom nie geken het nie. Maar dan hoor hierdie ene. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Nou hoe kan ek gelyk aan iemand wees as ek nie sy karakter uitleef nie? As sy karakter nie in my En deur my dan is gaan die vraag wees, ons sê ja, ons het nog nie Jesus gesien nie, maar beeld my karakter uit wie hy is. Is my getuienis genoegsaam om iemand te kry tot die punt om te sê, ek het Jesus vandag ontmoet. Ek het weer gehoor hoe praat hy met my, ek het weer gesien hoe behandel hy my deur iemand se aksie. Dis hoekom Jesus kon sê, Matteus 25, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie, het julle dit aan my gedoen. Maar julle, waar ek het nie eens besef nie. Hoekom nie? Want dit was nie, ek moet brood gaan deel, ek moet nie. Dit was, ek sien die nood, ek gaan doen. Want dit is wie ek is. Ja. Want Jesus is in my. Ja, Ek wil die verandering wees. dis asof jy nie gedwing word en jy word gedring deur die kompassie van Christus in jou. Ja. Amen. Baie dankie. Kom ons gaan dan na Vrydag toe. Vrydag het 4 vrae. Ek gou vinnig deur hierdie vrae hardloop. Die eerste vraag lees soos volg. Dit sê lees 1 Korintiërs. Miskien kan jy dit vir ons lees. Kyk of jy vir ons kan kom by 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Ek het hom hier vir jou as jy hom hier wil lees, maar as jy hom vandag wil lees is dit reg. So, dit sê lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 8. Hoe help 1 Korintiërs 13? Hoe werp dit lig op die soort mense wat ons veronderstel is om te wees? Nou, ons ken hierdie, maar lees dit vir ons. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. So daai is nou die hoofstuk van liefde, né? Die liefde is nie groot praterig nie. Die liefde is lankmoedig. En ek dink ons kan onsself toets daarteen. Waar skiet ek kort? Voorbeeld, Paulus wat kom in Korinthe en hy sê vir hulle,
julle baklei oor wie die grootste is, ek of Apollos. Maar kom ek sê vir julle, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor Christus, dis wat die groot prater is. Dit gaan nie oor hoe goed ek die Bybel ken nie. Dit gaan nie oor hoe uitstekende werk ek kan doen nie. As dit net na my toe gaan wys, is dit alles verniet. Ja, Dit moet na Christus toe wys. amen. Hy moet verhoog word. Amen. Tweede vraag. Wat skei die skape van die bokke in Matteus 25 vers 31 tot 46? Hoe verstaan 'n mens Jesus se woorde op 'n wyse wat nie verlossing deur werke bevorder nie? Nou Matteus 25 vers 31 gaan oor waar dit sê as die seun van die mens kom, gaan hy die bokke en die skape van mekaar skei, daai aan sy linkerkant, daai aan sy regterkant. En wat gaan hulle skei? Ek gaan wel vir ons lees. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar ek lees eers hierdie gedeelte van vers 34 af van Matteus 25. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af, want en dis die skeiding nou. Ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Nie jy die Sabbat gehou, nie jy die gebooie gehou, jou ouers gerespekteer, nooit doodgeslaan nie. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my 'n herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. En kyk nou na die ander gedeelte, né? Dan sal hy ook vir die aan sy linkerkant sê: Gaan weg van my, julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie 'n herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in gevangenis en julle het my nie besoek nie. Maar ek waarborg jou, daar gaan mense wees wat vir die armes gee, wat in hierdie klas gaan wees. Want hulle het dit nie vir daai mense gegee nie, hulle het dit vir hulle self gegee. Vir hulle eie naam, vir hulle eie rede, nie uit liefde uit nie. Daarom die wet se fondasie is liefde. Die motivering hoekom ons dit doen, moet uit liefde uit wees. Nie om gesien te word nie. Kan ek Ensovoort, dit so plaas? Yes. Jesus sê in Matteus 7 vers 20 tot 22, sê hy, daar gaan baie wees wat my in daai dag gaan sê, Here, Here, Al hierdie dinge het gedoen. ons nie al hierdie dinge gedoen in U naam nie? En dan gaan sê, gaan weg van my of julle wat nie die wil van my Vader doen. Ja. Wat is die wil van die Vader? Die gebooie van die God, geregtigheid van Christus. Dit kom weer eens neer op wie is my fokus? Yes. Ek kan al daai dinge doen. Ek kan hoe perfek wees, Maar hoekom? maar ek mis nog altyd die kernpunt Ja, oor waaroor die wet gaan. amen. Ek is die Here jou God wat jou verlos het uit Egipte land uit. Dit moet terugverwys na hom toe. Yes, amen. Gaan nie les nie. Vraag 3. Let op die volgende greep uit E.G. White se aanhaling in Donderdag se gedeelte. Dis nou die gedeelte wat die volgende sê: Wanneer ons die mensdom liefhet soos hy hulle liefgehad het, dan het hy sy sending in die gelowige volvloer. Met ander woorde, as ek iemand liefhet soos wat hy hulle liefhet, dan het God se doel in my lewe geskied. Dan is ons gereed vir die hemel, omdat ons die hemel in ons harte het. Nou vra jy, so wat beteken dit? Wat toon dit oor die aard van God en die aard van die hemel op sigself? Wel, dat het gaan oor liefde. Dis gegrond op liefde. Hoe kan ons meer soos hemelse burgers op aarde optree, sodat ons binne die konteks van hierdie aanhaling met betrekking tot die verkondiging van God se liefde, lig en geregtigheid aan die onderdrukkers kan bring? Ek weet daar is 'n aanhaling wat Ellen White ook geskryf het, waar sy sê, ons moet nou al begin lewe soos wat ons in die hemel wil lewe. So, ek moet nou al begin om te doen soos wat ek dit daar sou wil doen. Gaan ek daar omgee vir my naaste? Ja, dit gaan deel van my karakter wees. Gaan nie wees, ek gaan dit doen omdat ek gesien wil word nie. Dit gaan outomaties wees van, ek wil graag daar wees, ek wil help. Ek het Jesus se karakter in my. Hy gaan die trane afdroog. Wat vertel dit my oor hom? Hy gaan die een wees wat daar kom en vertroosting gee. Dit is sy karakter, dit is sy, ek gaan daai selfde moet hê. Ja, sy karakter moet in my wees. Dit is kom hy vir my sy riglyne gee om te sê, as jy hierdie dinge gaan doen, gaan jy begin verstaan oor die groot prentjie en jy gaan bereid wees om hierdie dinge te doen. Amen. Maar dan moet jy moet verstaan wat dit beteken om hom lief te hê. Amen. En om hom lief te hê, dan moet ek lewe soos asof ek in die hemel En nou al begin lewe. En dit is nie iets wat jy gaan probeer doen nie.
dit gaan uit sy eie uitvloei. Dit is nie iets wat jy gaan, ja, ek moet nou probeer lief wees vir iemand nie. Jy gaan nie daai passie in jou hê omdat die Here jou hart verander het. Omdat jy nou 'n heeltemal ander siening het. En dit gaan nie oor die eie ek nie, maar dit gaan oor iemand anderster, omdat Christus vir hulle gesterf het. Omdat hulle geskaap is in die beeld van my Here. Volgende vraag, en dis nou die laaste vraag, vraag 4. En ek wil julle vra, kyk in die kommentaargedeelte hieronder en lewer asseblief jou gedagtes saam met ons. Ons hoor baie graag van jou. Dit lees soos volg. Dit sê: watter praktiese stappe kan jou gemeente doen om God se begeerte dat liefde en geregtigheid op aarde moet geskied aan die plaaslike gemeenskap weerkaats word? In watter opsigte is julle werk in die gemeenskap suksesvol? Waar is die swak plekke wat verbetering en meer aandag vereis? Let op die dinge oor wat God se liefde en geregtigheid wat ons die afgelope kwartaal bekyk het. Watter tasbare dinge kan julle individueel en gesamentlik doen om hierdie lesse uit te leef? En dis die doel van die Sabbatskoollesse. As dit nie 'n verandering in ons lewe gaan bring nie, as ons nie hierdie lesse kan prakties toepas nie, dan kan ons net sowel die lesse los en dit nie studeer nie. Dit is om ons toe te rus, om ons te help, om ons te laat besef dat ons in Jesus se voetspore moet volg. En wat Jesus doen? Hy het die blindes genees. Hy het die hongeres gevoed, die wat in gevangenis is. Hy het getroos. Hy het bemoedig. Hy het vergewe. Hy het genade gegee. En hy roep ons om dieselfde te doen. Maar nie net individueel nie, maar as 'n gemeente. En hierdie vraag vra, dink 'n bietjie, wat kan ons doen? Wat doen ons reg? Wat doen ons verkeerd? Wat kan ons meer doen om hierdie liefde en geregtigheid van God uit te dra? Amen. Iets wat jy ten slotte wil bydra. Ek dink net wat ek hier wil sê veral oor die praktiese stappe is ek dink hoe meer ons gaan betrokke raak, nie net as kerk in ons eie goed wat ons doen nie, maar in die gemeenskap ook. En ek gaan sê hoekom ek hierna toe verwys. In Zanien, toe ons daar gebly het hulle 'n gemeenskapspreek gehad elke Sabbatoggend. Nie elke Sabbatoggend nie, so 2 of 3 keer in die jaar. En dit was my altyd lekker gewees om in plaas daarvan om kerk toe te gaan, daar betrokke te wees en te help. Min wetende dat ek besig was om daar te begin getuig. Die derde een wat ek gaan doen het, ek dink was in die week gewees, kontak iemand, 'n kerklid in Zanien, 'n Sevendag Adventist, en sê, dit was my verbasend gewees om te sien dat julle as Sevendag Adventiste deelneem by ons projekte en 'n impak maak in die gemeenskap. Baie keer besef ons dit nie, en ons kyk net na ons goed, ons gaan doen 'n Health Expo, ja, ons is as gemeenskap uit, of ons gaan saam in 'n groep en ons gaan doen 'n hospitaalbesoek. Dis goed om dit te doen, maar kyk ook waar jy betrokke kan raak in gemeenskapsprojekte, want jou lig wat jy daar gaan skyn, al lyk dit nie vir jou, al dink jy nie eens daaroor nie, is besig om 'n storie te vertel. En daai storie word weer oor en oor vertel. Weet jy wat? Ek het gesien dat hulle ook omgee. Ek het gesien dat hulle, en dis waaroor hierdie hele ding gaan. Moenie die kokon wees nie. Moenie Israel wees wat hier binnekant bly en sê, dit het alles met ons te doen, is hoe ons te doen nie. Wees die Jesus metode, wat uitgegaan het, en tussen die ander ingegaan het, waar Israel nie wou wees nie. Juda wou nie tussen die Salamitane wees nie, maar Jesus het gegaan. Hy het 'n verskil gemaak, en kyk wat 'n verskil het hy bereik deur om met hulle te werk. Amen. Kom ons wees daardie persoon vir die wêreld. En wat regtig omgee en hulle dien. Ja. Amen. Hendrik, baie dankie vir die geleentheid. Dankie aan jou span ook, dat ons hierdie toerusting, ek wens ek het die toerusting gehad, maar ons sal nog daarby kom, Ja, nee. soos die Here ons seën. Baie dankie, en ek sien uit na ons verhouding in die toekoms, Ek ook. en die projekte in die toekoms. Ons gaan nog baie gesels. En ek wil vir julle ook baie dankie sê wat inskakel. Ag, druk die duimstok knoppie, dit help ons geweldig baie. Die subscribe knoppie. Julle ouens wat ons finansiëel ondersteun, baie dankie daarvoor ook. En as jy voel jy wil ons ondersteun, kyk in die beskrywing van die video, die bankbesonderhede is daar. Die les 13 is ook daar, skakel. As jy op hom klik, dan maak dit 'n PDF oop wat jy kan aflaai, wat jy ook kan deurgaan en ook hierdie lesse saam met ons kan studeer. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Heinrich,
kan ek vir jou vra weer eens, sal jy vir ons Ek afsluit sal met vir ons gebed? dit afsluit met Dankie. gebed. Here, baie dankie dat ons die wet kon bestudeer. Dankie dat ons kon kyk na die dieper betekenis daarvan. En mag ons hierdie liefde wat ons ontdek het deur om te sien wie U is, uitdra na 'n wêreld in nood, 'n wêreld wat nodig het om te weet U het hulle lief. En Here, ons sien die dinge wat om ons plaas, want ons weet hoe bedruk die mense om ons is. En daarom wil ons U lig wees in hierdie donker wêreld. Seën elke kyker, elke luisteraar wat hierna sal luister en mag hierdie les hulle ook inspireer om hierdie boodskap uit te dra na hulle vriende en hulle families toe, sodat ons almal kan bereik. Want ons weet, U het gesê dat wanneer hierdie evangelie verkondig sal word aan die hele wêreld, dan sal die einde kom. En ons sien uit daarna, maar daarom wil ons ook dan begin leef soos wat ons uitsien na U koms. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.